Hallo en welkom by Môre onder die soeklig, waar ons groot idees ondersoek wat ons toekoms vorm. In die vorige episode het ons baie gepraat oor kunsmatige intelligensie, hoe dit ons wêreld, ons werk, ons samelewing verander. Maar vandag wil ek die lens meer op onsself rig. Kom ons praat oor menslike intelligensie en nog belangriker, wat daarmee gaan gebeur in die jaar 2040. Kom ons begin met 'n feit wat navorsers eers hoop gegee het. Vir 'n groot deel van die 20ste eeu het die gemiddelde IQ-tellings reg oor die wêreld gestyg. Dit is die Flynn-effek genoem. En dit het daarop gedui dat mense geslag na geslag beter geword het om probleme op te los, abstrakt te dink en by kompleksiteit aan te pas. Dit was asof ons op 'n opwaartse kognitiewe roltrap was. Maar nou gebeur iets vreemds. Sedert die middel 1990s in verskeie hoogs ontwikkelde lande soos Noorwe, Denemarke en dele van die Verenigde Koninkryk het IQ-tellings begin afplat of selfs gedaal. Sommige noem dit die Flynn-omkering. Waarom gebeur dit? Daar is baie teorieë. Eet ons slegter? Val ons skoolstelsel om kritieke denke te stimuleer? Kontrakteer ons te veel van ons kognisie uit na masjiene? Sommige navorsers wonder selfs of die kompleksiteit van die moderne lewe, ons multitaakverrigting, digitale afleidings en gefragmenteerde aandag, die einste geestelike vermoëns wat IQ-toetse eers vasgelê het, ondermyn. En hier is die kinkel. Ons leef nou in die era van kunsmatige intelligensie en binnekort moontlik kunsmatige algemene intelligensie, KIA. Dit wil sê, masjiene wat oor domeine kan dink, leer, redeneer, baie soos mense. Die groot vraag is dus, wat gebeur met menslike intelligensie wanneer ons saamleef met intelligente masjiene wat potensieel slimmer as ons in elke meetbare opsig is? Sal ons geestelik lui word? Sal ons intellektueel afhanklik word? Ons tot KI wend vir antwoorde, idees, selfs besluite, sonder om self ons breinspiere te ontwikkel. Opvoeders is reeds bekommerd hieroor. In skole en universiteite gebruik studente KI om opstelle te voltooi, sagteware te kodeer of vergelykings op te los. En terwyl sommige aanvoer dat dit net 'n moderne vorm van die gebruik van die sakrekenaar of 'n speltoetser is ander die bekommer dat kritiese denke en diep leer slagoffers van die geriefs kan wees. Maar laat ons nie in tegno-dystopiese denke verval nie. Toekomsdenke dring aan om verskeie moontlikhede te oorweeg, nie net die negatiewe nie. Hier is dus 'n paar scenario's vir die menslike intelligensie teen 2040. Scenario 1, die verduistering, dumbing down. In hierdie toekoms word mense sterk afhanklik van KI, en selfs die mees basiese kognitiewe take. Gebeure, probleemoplossings en selfs kreatiwiteit word toenemend uitgekontrakteer. Skole fokus meer op hoe om gereedskap te gebruik as om hoe om te dink. Die gemiddelde persoon se geestesstamina neem af. Dit is 'n toekoms waaroor baie kritici ons waarsku. Ons word passiewe verbruikers van masjienintelligensie. Scenario 2, die kognitiewe vennootskap. In hierdie meer optimistiese weergawe van 2040 sien ons KI nie as 'n kruk nie, maar as 'n vennoot in denke. Onderwys word herontwerp. Studente leer om saam met KI te skep, idees te toets, modelle te stimuleer, filosofiese vrae te verken. Menslike intelligensie krimp nie, dit brei uit deur dialoog met masjiene. Hier word die mens-KI sinergie die nuwe grens van kognisie. Scenario 3, die intelligensieverdeeldheid. In hierdie scenario staar ons 'n verdeeldheid in die gesig. 'n Klein elite gebruik die gevorderde neurotegnologie, breinrekenaar koppelvlakke, kognitiewe verbeteringsmiddels, gepersonaliseerde KI-onderwysers, om hulle intelligensie dramaties te verhoog. Intussen sukkel die res van die samelewing met digitale moegheid en beperkte toegang. Intelligensie word nie 'n persoonlike eienskap nie, maar 'n klasverdeling. Die toekoms word kognitief ongelyk. Scenario 4, die diep intelligensie draai. Hier gebeur iets onverwags. Gekonfronteer met al hoe vinniger masjiene, keer die mensdom na binne. Mense begin vorme van intelligensie waardeer wat masjiene nie maklik kan herhaal nie. Empatie, morele redenasie, intuïsie, wysheid, emosionele insig.
Onderwys kyk weg van slegs wetenskap om ook die geesteswetenskappe, etiek en betekenisgewing te fokus. Menslike intelligensie probeer nie met KI meeding nie, maar ontwikkel in 'n ander rigting. So, watter toekoms sal ons kies? Dis die kern van die saak. Intelligensie gaan nie net oor tellings of verwerkingskrag nie. Dit gaan oor hoe ons met die wêreld en met mekaar omgaan. In die era van KAI moet ons herdefinieer wat ons bedoel met intelligent wees en wat ons as 'n samelewing waardeer. Teen 2040 is ons dalk nie meer die slimste denker op die planeet in terme van rou berekeninge nie, maar ons kan steeds die wysste en mees deernisvolle en die mees verbeeldingryke wees. Vir die wegneem idee. Die uitdaging van die volgende 15 jaar is nie hoe ons intelligente masjiene bou nie, maar hoe ons intelligent menslik bly. Dankie dat jy na Môre onder die Soeklig geluister het. Tot volgende keer. Hou aan om vrae te vra. Wat hore voor.